Goeiedag aan almal, baie welkom. Ons is vandag nog steeds by Sondag 1, maar by die tweede laaste gedeelte daarvan. Dit is die vraag, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Sondag 1 dan, en dan die antwoord daarop. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Nou skalk ons het hier met bloed te doen, maar ons het in ons koppe met oorwinning te doen. Hoe pas die oorwinning en die bloed en die gruwsaamheid van bloed? Hoe kom die twee stories by mekaar? Marius, dis dalk goed dat ons bietjie oor die bloed begin gesels. Ek vind dat daar onder medegelowiges dikwels 'n groot misverstand is oor die bloed van die Here Jesus. Ek hoor dat mense goed sê soos, ek het die bloed van die Here oor hom afgebid. Ja, mens hoor dit baie, ne? Ja, of die bloed, of jy sien soms by 'n huis, hierdie huis word beskerm deur die bloed van Christus. Ek het nou eendag dit op 'n karreplakker gesien, die bloed van Christus beskerm hierdie kar. En dan pluk ek aan my hare, dis hoekom ek nie eintlik meer hare oor het nie, want ek dink net, aarde tog, hoe misverstaan mense goed. Kom, laat ek net eers oor hierdie idee van ek het die bloed oor iemand afgebid of oor my kar of oor my huis. Weet jy, dis magiese denke. Dit is soos fairy dust. Jy ken mos die Peter Pan storie waar Tinkerbell dan het sy haar towerstokkie en dan fairy dust sy en dan kan Peter Pan vlieg en so aan. Dis amper soos asof mense dink dat die bloed van die Here Jesus so 'n soort van 'n towerkrag het. Ja. En ek dink dit is, ek huiwer om dit te sê, maar dit voel vir my na 'n stukkie heidendom. Towerkrag lê in die paganisme, in die heidendom, nie in die evangelie. So wat beteken die bloed van die Here Jesus? Daarvoor moet ons teruggaan na die Ou Testament toe. Ons moet gaan kyk na wat was die rol van bloed, hoe het hulle oor bloed gedink. En as ons dit wil verstaan, moet ek dalk maar begin by een van my vriende, wat hom soms verskriklik dom kan hou. Hy kan hierdie ongelooflike dom gesig, amper soos Mr. Bean, kan hy opsit, en dan kan hy sê, ek het nou, byvoorbeeld, ek het nou uitgevind hoe werk my rekenaar. Waarmee werk my rekenaar? Hy werk met rook, want as die rook eers uitgekom het, werk hy nie meer nie. Ok, jy weet, daar is so 'n soort van, maar die Ou Testamentiese mens, hulle het in 'n baie wreedaardige tyd gelewe. As die bloed eers uitgekom het, as daar genoeg bloed uitgekom het, dan werk jy nie meer, dan is jy dood. So, daarom kan van die Ou Testamentiese wette sê, moenie die bloed eet nie, want die siel is in die bloed. Met ander woorde, kort gesê, in gewone, moderne Afrikaans en denke het hulle bedoel, die lewe sit in die bloed. As die bloed uitgekom het, is die lewe. En ons kry dit dwars deur die Ou Testament, kry jy daai ding sterk, né? Ja, jy kry dit dwars deur die Ou Testament. Met ander woorde, dit gaan, die bloed is met ander woorde hier is 'n merker om vir ons te sê, as jy hoor bloed, dink jy aan lewensverlies, en bloed wil amper sê gewelddadige lewensverlies. Want kyk, Marius, met die sonde het ons die reg op lewe verbeur. Ons het dit verloor. Daarom heers die dood, sê die Bybel, weens die sondeval. Paulus skryf daar, veral ook in Romeine, skryf hy baie oor die dood wat heers, en die mag van die dood. En as Jesus aan die kruis 'n gewelddadige dood sterwe, dan is dit soos die nagmaalsformulier sê,
oor die liggaam wat vir ons gebreek is. Hy is gebreek, dit is asof God die mislukte pot wat hy op die wat die pottebakker gemaak het, asof hy hierdie mislukte ding vat en hy knars dit in mekaar, hy breek dit in mekaar, hy breek dit op en hy maak dit nuut. En dit is wat die bloed van Jesus beteken, juis daar aan die kruis, is die lewe wat ons verbeur het, uit Jesus uitgepers. Ja. En dit word dan ons verlede, nie ons hede nie. Die interessante ding is dat die katekismus en dat die vroeë kerk, die vroeë reformatie, het redelik ernstig teen die Rooms-Katholieke kerk beklei oor hulle nagmaalsgebruik. Nou die Rooms-Katholieke kerk, ek het vriende wat Rooms-Katholieke is, ek het een Rooms-Katholieke priester wat 'n goeie vriend van my was, hy leef ook nou nie meer nie. Ons het ure omgestry oor 'n glasie rooiwyn, maar ons was mekaar lief, want ons was albei vir die liewe Here lief. Ons het van mekaar verskil oor goed. So as ek nou oor die Rooms-Katholieke praat ek met liefde oor hulle. Hulle behoort ook aan die Here. Ons stem nie oor alles saam nie, maar hulle behoort ook aan die Here. Nou in die Rooms-Katholieke nagmaal lei die priester 'n klokkie. Dan word die brood en die wyn word dan regte bloed en liggaam van die Here Jesus. En hy word weer geoffer. Met elke nagmaal word hy weer geoffer. Die reformatore het gesê, nee, dit kan tog nie wees nie. Jesus het eenmaal op een spesifieke dag, op een spesifieke plek, op Golgotha, het hy sy bloed gevloei, het hy vir ons gesterf. Hy doen dit nooit weer nie. Dis afgehandel daar. So dis waar die ding van betaal. Dis klaar. Dis klaar. Hy het vir ons. So kom ons, ek wil net gehoor oor die implikasie as jy nou dink dis nou nie genoeg nie. Dan wil jy nog so 'n bietjie. So as dit nou nie betaal is nie, dan is jy altyd op 'n manier in onsekerheid. En jy so kom ons praat net oor oor die ander kant. As dit nou nie betaal is nie, wat is die implikasie vir jou geestelike lewe? Wel, kyk, as Jesus het eenmaal betaal, of jy aanvaar dit, of jy aanvaar dit nie. As jy dit nie aanvaar nie, dan betaal jy self. Iemand moet betaal. Iemand moet betaal. Kom ons kom daarby, om die iemand wat moet betaal. Kyk, daar's in die geskiedenis van die Christelike kerk, is daar 3 hoof verklarings van wat aan die kruis gebeur het in die geskiedenis. Die een waarmee ons as gereformeerde kerke veral saamlewe, en wat ons goed ken en wat in ons prediking uitkom en wat in die katekismus ook deeglik behandel word later, is die van Anselmus. Anselmus het so by 1100 na Christus gelewe. Hy was die biskop van Canterbury, in die Engels Canterbury, waar die aartsbiskop van Engeland nog steeds sy setel het, maar dit was nou voor die aartsbiskop van Engeland, dus voor die reformatie. Dit was ons ou kerk, wat ons nou as die Romeinse kerk van praat, maar dit was die Christendomse kerk, was die Romeinse kerk op daai stadium. En Anselmus het die vraag gevra, hoekom moes Christus mens word? Uit sy boek wat hy geskryf het in Latyn, Cur Deus Homo, hoekom moes God mens word? En dan het hy basies 'n paar goed, want hy was 'n regsgeleerde, hy was nie net 'n teoloog nie, hy was 'n regsgeleerde, so hy kyk vanuit 'n regsoogpunt na wat hier gebeur het. En dan Anselmus sê, God moes mens word, want mense het gesondig en moet self betaal vir hulle sonde. Kan iemand anders betaal vir jou sonde? Nee. Kan diere betaal vir jou sonde? Nee.
Wie moet betaal vir die mense se sonde? Mens moet betaal. Kan 'n mens betaal vir sy sonde? Daarop het hy weer gesê, nee. 'n Mens kan nie vir sy sonde betaal nie, want hy doen self nog meer 'n klomp sondes. Jy kom nooit voor nie. Jy kom nooit voor nie, en die sonde is te groot. En so, jy is nie in staat om daarvoor te betaal nie. Dis 'n bankrotskap. So, hoe kan, nou sit God, ek wil amper sê met 'n dilemma, hoe red hy hierdie situasie? Nou laat hy sy seun mens word. En sy seun moet volledig en volkome, dis waar Anselmus se groot boek se naam vandaan kom, Cur Deus Homo, Deus God, hoekom moes God mens word? So hierdie God word nou mens sonder om op te hou om God te wees. Hy word God en mens. So as mens kan hy betaal vir die mens se sonde, maar sy godheid stel hom in staat om die ganse mensdom se sondes wat op hierdie mens van God se skouers rus, te kan dra. So Jesus kan die hele mensdom se sondes op sy skouers dra. Ons kan nie eers ons eie sondes op ons. So dis Anselmus. En dit is onverstaanbaar. Jy kan dit nie verstaan nie, behalwe as die uitdrukking van, dan moet jy baie omgee. Dan moet jy, jy moet net bely. Ja, Jy moet net bely. Jy kan dit nou probeer uitwerk, maar ons gedagtes kan daai grootheid nie, jy weet, en ek sou hier terug by genade onbeskryflik groot, daai hele kwessie, ek dink maar net waar dit ons sit, en watter plekke dit ons sit, moet ons nog oor die duiwel ook nog praat? Ons gaan nou praat, want ek wil maar ek wil oor die duiwel kort praat. Kyk, so dit was Anselmus se teorie, nee, wat het aan die kruis gebeur? Dis wat aan die kruis gebeur het. Teenoor hom, maar voor hom, was Abelardus, Petrus Abelardus. Petrus Abelardus is beroemd vir sy verhouding met Heloïse. Daar is, ons moet toch enig bietjie oor hulle twee gesels. En sy het 'n non geword, en hy, die abt van die klooster, maar hulle was getroud voor die tyd. Dalk moet ons dit, laat ek dan hierdie en die duiwel vir 'n volgende sessie gou doen, laat ons net eers, want hierdie gaan nou te lank word, en dit is so 'n mooi storie, ek moet dit met julle deel. Okay. Nee, sou ons, miskien net afsluit met 'n paar vrae, of eintlik net iets wat hulle met mense 'n bietjie oor die gesprek met mense net kan voer. So, as ons het gedink om aan die einde van elke sessie, maar net vir julle met 'n paar vrae te los, wat julle met mense kan bespreek, en dan 'n gedeelte wat jy net kan dink oor die volgende sessie. So, in die lig van vandag se sessie, net 3 vrae. Hoe belangrik is die lewe met 'n hoofletter L vir God? Die tweede ene, vergewe die Here net sondes wat ons bely. En die derde ene, moet ons vir die duiwel bang wees. So ons gaan nou later miskien 'n bietjie oor die duiwel praat, volgende sessie. Kyk of jy hierdie 3 teorieë vir iemand kan verduidelik, soos iets wat julle 'n bietjie met mekaar oor kan gesels en dink. En dan vir ons volgende sessie, 'n paar net gedagtes wat jou kan prikkel. Jy kan miskien dink hoe jy op hierdie vrae sou kon antwoord het. Die volgende 3. As ons vir mense sê dat hulle sonde van die toekoms ook vergewe is, maak dit dan nie van hulle losbandige gelowiges nie. Dis 'n baie goeie vraag, daai. Baie mense is hoofsaaklik in tweede vraag of stelling. Baie mense is hoofsaaklik ingestel op die bonatuurlike gawes van die Gees in plaas van die byna onopvallende daaglikse gawe van lewe, van die nuwe lewe. En dan die derde ene, ontdek jy die wil om vir die Here te lewe in jouself. So net so 3 gedagtes of vrae vir ons volgende sessie.